Liewe luisteraars, ek wil graag vanmôre net 'n voorwoord byvoeg by vanoggend se boodskap. Vanoggend se boodskap handel basies oor die moontlikheid van 'n oorlog tussen Israel en Iran, of tussen Amerika en Iran, of Amerika en Israel teen Iran. En hierdie boodskap van vanoggend het ek reeds donderdag namiddag laat opgeneem. Dis gewoonlik die tyd wat ek my boodskappe klaar opneem en na my redigeerder toe aanstuur vir die redigeringswerk. En dan kry ek dit so teen Vrydag iewers deur die dag of Saterdag kry ek dit terug. So terwille van tyd moet ek gewoonlik vroeër my boodskap opneem. Nou ja, die boodskap van vanoggend, daar's redelik spekulasie, maar daar's ook baie feite. En ons het nog gewonder, ek self het gewonder of daar 'n aanval teen Iran sal kom en of die onderhandelinge suksesvol sal wees. Intussen het Israel die wêreld verras met hulle aanval op die kernwapenprojek van Iran. En dis groot nuus en nou wonder almal wat gaan gebeur. En ek wil maar net sê, juis vir daardie rede dink ek vanoggend se boodskap is baie gepas. Daarom dink ek dit sal goed wees as u vanmôre se boodskap luister, want ek dink ek gee reeds die antwoorde vir as daar 'n aanval op Iran sou plaasvind. Iran het intussen reeds teruggeantwoord, dis nou op hierdie stadium Vrydagmiddag, en hulle het reeds teruggeantwoord, en aan die ander kant sê Donald Trump, hy het vir Netanyahu gewaarsku om nie vir Iran aan te val nie. Maar hulle het reeds lank beplan om hierdie aanval op Iran se kernwapenprojek of program te loods, en hulle het hulle aangeval en daar wag gevolge. So ja, die gevolge word redelik bespreek in vanoggend se boodskap. Daarom vertrou ek dat vanoggend se boodskap vir u baie antwoorde sal gee en dit pas eintlik baie goed in. Nou u sal sien in vanoggend se boodskap het ek nog nie reguit gesê wat gaan gebeur nie, want dit was nog baie spekulasie, nog onseker. Ek het onder andere gesê dat hulle nie seker is waar hulle kernwapens ontwikkel nie, maar Israel het dit natuurlik uitgesniffel. So vriende, ek hoop dat vanoggend se boodskap vir u totsiens sal wees. Luister dit gerus en stuur dit ook aan na ander. Goeiedag liewe luisteraars. Vanmôre se boodskap beskou ek weer eens as een van daardie spesiale boodskappe wat gaan oor die eindtye, die dinge wat in die wêreld gebeur, waaroor mense praat, die oorlog tussen Rusland en Oekraïne wat besig is om weer ernstig op te vlam, die dreigemente van oorlog tussen Israel en Iran, of tussen Amerika en Israel aan die een kant en Iran rondom hulle kernaanlegte en alles wat in die wêreld aan die gebeur is, en mense wonder waarheen is ons op pad. Nou vriende, ek gaan vanmôre miskien vir u 'n paar nuwe dinge sê, maar ek gaan eintlik vanmôre 'n opsomming gee van dinge wat ek in 'n paar boodskappe in die verlede oor gepraat het, en wat eintlik alles vir ons mooi saamtrek, en waar ons die antwoorde in die skrif kry vir dit alles. Ek gaan 'n bietjie inleidend gaan ek 'n bietjie praat oor dit wat in die wêreld gebeur, wat mense laat asem ophou, waantoe is ons op pad, wat sê die woord vir ons, wat leer die woord vir ons, en aan die einde van die dag is dit maar net baie belangrik dat elkeen van ons moet gereed wees, dat ons seker moet wees, ons is God se kinders. As ons God se kinders is, dan moet ons heilig lewe, ons moet voorbereid wees, geestelik, vir die dag wanneer Jesus sy bruid kom haal. Nou ek lees vir die baie interessante gedeelte in Openbaring 22, nou van vers 6 tot vers 21. Johannes skryf soos Jesus aan hom gesê het om te skryf. Openbaring 22 vanaf vers 6 tot 21. En daar staan geskryf, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engele gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En hy praat natuurlik van die groot verdrukking. Vers 7, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.
En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. En het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmorester, en die Gees en die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Kom ons bid net saam. 'n Wonderlike Vader, as ons dink aan hierdie gedeelte, dan is jy besig om 'n slot boodskap vir Johannes te laat skryf, nadat hy vir hom 'n visioen gegee het van hoe dit in die groot verdrukking sal wees. Eerste hoofstukke van Johannes tot by Johannes 21 vertel vir ons breedvoerig wat in die groot verdrukking sal gebeur en wat 'n verskriklike hel mense sal deurmaak. En hier kom hy in die einde van hierdie boek Johannes Openbaring 22, en hy sê vir Johannes hy moet skryf dat elkeen gereed moet wees, dat hulle heilig moet wees, dat hulle gered moet wees, dat hulle seker moet wees dat hulle gereed is wanneer Jesus kom om sy bruid te kom haal. Here, ons is nou daar waar ons besef ons moet gereed wees. Elkeen moet seker maak dat hy of sy gered is, dat hulle God se kinders is en God se kinders moet heilig en toegewyd aan U leef. Ons bid dat U deur hierdie woord vanmôre tot ons harte sal spreek en dat U ons sal kom leer en dat U ons sal kom seën by die aanhoor van die woord. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Ek wil net enkele verse aan die vooruit gelese gedeelte as tekste van oordeenking. Onthou nou, die Here Jesus het die boodskap van die groot verdrukking in redelike breedvoerigheid aan Johannes meegedeel deur sy engel, en Johannes het 'n visioene gekry oor wat daar gaan gebeur met die 7 jaar groot verdrukking wat wag. Maar hier kom die Here deur sy engel en hy openbaar aan Johannes dat die Here Jesus sy kinders gaan kom haal voor die tyd, die wat gereed is. Hy bemoedig ons, en ek wil dit vanmôre vir u lees, Openbaring 22 vers 6 en 7 en ook vers 20 wat sê, en hy het vir my gesê, dis nou die engel wat dit vir Johannes gesê het, hierdie woorde is betroubaar en wragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat moet gou gebeur? Ek
hy sê, kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, ek kom, Here Jesus. So wat sê die Here vir ons vanmôre deur hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het? Ons is moeg vir hierdie wêreld. Kom, Here Jesus, ja, kom gou, kom haal ons. En dis presies wat hier staan. Die Here Jesus gaan ons kom haal. Ons beleef die slegte dinge in die wêreld, maar ons roep uit, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Kom haal ons. Vanmôre praat ons oor 'n interessante tema, en dit is naamlik die huidige en dreigende oorlog. Hou dit vir ons rampe in, of kom daar vrede in hierdie wêreld? Nou vriende, ons weet almal, daar is geen volk in die wêreld wat so gehaat word soos Israel, die volk van God nie. Daar's geen ander volk wat kan sê, ons is die mees gehate volk in die wêreld nie. Is net Israel wat dit kan sê. Want sedert 7 Oktober 2023 was hulle in die ergste oorlog denkbaar betrokke met moslim terroriste groepe. Eers het dit begin by Hamas, toe sê Hezbollah in die prentjie en toe later Iran in die prentjie, en die Houthis het gedurig ballistiese missiele op hulle afgevuur, en dan veg hulle weer met die Houthis, is hulle besig om die Houthis te bombardeer, en so gaan dit steeds aan, is nog steeds Israel en Hamas, en aan die ander kant is Iran sluimerend. Nou vriende, toe ek die 24ste Mei die aand na my Namibiese vakansie by my huis aangekom het, kry ek 'n oproep van 'n jarelange vriend en broer in Christus uit Amerika. En sy woorde aan my was, broer, weet jy wat in die nuus aangaan? Israel gaan binne die volgende paar dae Iran se kernaanlegte bombardeer. Hier kom moeilikheid. Hier kom groot moeilikheid. Esegiel 38 is op hande. Nou vriende, ek het natuurlik van my vriend verskil, want ek glo nie dat die profesie van Esegiel 38, waar Israel se vyande, wat ook die vyande van God is, Israel sal omsingel om teen hulle oorlog te voer, voor die einde van die 7 jaar groot verdrukking sal plaasvind nie. Nêrens anders kan ons sien waar Esegiel 38 inpas nie. Ek sien hoe mense klei trap, hoe hulle water trap, om iewers Esegiel 38 te laat inpas. Vir my pas Esegiel 38 aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking die beste in. Ek sal later meer verduidelik hieroor. Ek was heel uit die nuus terwyl ek in Namibië was, en ek was verras met hierdie nuutste wêreldgebeure. Toe ek na meer as 'n maand op YouTube na die video's gaan soek om meer inligting te kry wat werklik aan die gebeur is, het ek meer inligting gekry. Toe ek nou na meer inligting gesoek het, het ek letterlik die een profesie na die ander profesie gesien, wat hierdie voorspelling, wat daardie dreigende oorlog tussen Israel en Iran, of tussen Amerika en Israel aan die een kant en Iran, dan nou beskou as 'n komende derde wêreldoorlog, of daar's sommige wat sê dis 'n derde wêreldoorlog wat op pad is, daar's ander wat sê Esegiel 38 se profesie is besig om vervulling te kom. Natuurlik is almal bang vir Iran se openlike kernwapenontwikkelingsprojek. Wat beteken dit, hierdie kernontwikkeling van Iran? Wat beteken dit vir die wêreld dat Iran alreeds 10, dalk meer atoombomme se verrykte Iran in hulle besit het? Ons moet onsself die vraag afvra, wat het die laaste tye gebeur? Volgens die internasionale atoomagentskap het Iran reeds genoeg Iran in hulle besit gehad om 10 atoombomme mee te maak. Hulle het dit skynbaar nog nie gedoen nie, maar alles is in plek daarvoor. Nou ek gebruik die woord skynbaar, want daar's mense wat sê, hulle het dit nog nie gedoen nie, en ek weet nie of ons met sekerheid kan sê, hulle het dit nog nie gedoen nie. Hulle het genoeg verrykte Iran om minstens 1 atoombom per maand te kan maak. Maar boonop
word dit so in die geheim gedoen, dat niemand seker is waar dit gedoen word nie. Dis een van die hoofredes waarom Amerika en Israel nog nie hulle atoomaanlegte kon aanval nie. Terselfde tyd probeer die VSA en baie ander lande om sulke streng sanksies teen Iran in te stel, dat hulle hopelik met hulle proses sal stop. So wanneer die sanksies te veel raak, dan kry hulle swaar finansiëel en daar's baie dinge waarin hulle gebrek het en dan stop hulle Iran-projek. Trump en Netanyahu is gedurig in gesprek oor hoe om Iran se projek te stop. Aan die een kant dreig Iran natuurlik om wraak te neem deur vir Israel aan te val. Hulle beweer ook dat hulle inligting oor Israel se eie Iran-ontwikkelingsprogram het, alhoewel hulle geen bewyse daarvoor kan gee nie. Aan die ander kant dreig Putin ook gedurig met kernwapens en niemand wys 'n vinger na hom of niemand doen iets daaraan nie. Trump wil natuurlik twee dinge van Iran hê. Heel eerstens sê hy vir hulle, hou op Iran verryk. Tweedens sê hy, raak ontslaaf van al julle verrykte Iran. Maar Iran weier volstrek. Hulle hou allerhande leuns vir hulle as verskonings voor, soos dat hulle dit vir die opwekking van elektrisiteit gebruik, en mense wat kennis het sê, dit is absoluut belaglik, want die hoeveelheid Iran wat hulle het, en wat hulle verrykte Iran wat hulle reeds het, is hopeloos meer as wat hulle vir elektrisiteit nodig het. Met die laaste samespreking sê Trump en Netanyahu besluit om Iran nog 'n paar dae kans te gee. Interessant genoeg, hulle stel dit elke keer uit vir 'n bietjie later. Ek sien hulle is bereid om Iran tot Sondag 15 Junie kans te gee. En dan moet ons onsself die vraag afvra, wat gaan daarna gebeur? Interessant, Sondag 15 Junie. En in 'n nuusberig op Netwerk 24 het ek Woensdag gelees dat indien onderhandelinge misluk en konflik met Amerika ontstaan, dat Iran Amerika se basisse in die streek sal aanval. Nou daar's oral basisse, nie baie ver van Iran af nie, en hulle dreig om daardie basisse van Amerika aan te val. Aan die ander kant het die oorlog tussen Rusland en Oekraïne ernstig toegeneem. Ek weet nie of jy dit dophou nie, maar geweldige ernstige oorloë het die afgelope tyd plaasgevind. Dit nadat daar beplan was vir vredesooreenkomste tussen die twee lande op Maandag 2 Junie. Net voor dit het hulle skielik weer hulle ernstige aanvalle op mekaar begin uitoefen. Dit was geskeduleer, hierdie vredesooreenkomste was geskeduleer vir 2 Junie in Istanbul, Turkye. Eers het Oekraïne treinbrûe in Rusland opgeblaas en 'n lokomotief het in die slag gebly. Dit het baie groot skade aan Rusland se treinspoorstelsel en die vervoer van militêre voertuie in die wiele gery. In die nag op Sondag 1 Junie 2025 het die veiligheidsdienste van Oekraïne 'n oorgrensoperasie in Rusland van stapel gestuur. Baie van u het dit dalk gesien, dalk het u dit daarvan gelees of op YouTube gesien. Die operasie was die grootste van sy soort tot nog toe om militêre infrastruktuur binne Russiese gebied te teiken. En hulle het baie van hulle 'n militêre infrastruktuur geteiken. Die operasie het hoofsaaklik gekoördineerde hommeltuigaanvalle behels wat binne Russiese gebied vanaf vragmotors plaasgevind het. Nou dis vir my baie interessant, ek het gelees, hulle sê baie vragmotors het hierdie hommeltuie ingevat in Rusland sonder dat hulle geweet het wat hulle besig is om te vervoer. Hulle het gedink dit is boumateriaal wat hulle invoer. Dit was so oor so iets soos 18 maande lank was dit reeds beplan. Met daardie hommeltuie het hulle verskeie lugmagbasisse aangeval in Rusland en meer as 40 Russiese militêre vliegtuie, insluitende bomwerpers wat in nagtelike bomaanvalle teen Oekraïense stede gebruik is, dit hulle ook vernietig. En het onder andere wapenopslagplekke, 'n hommeltuigfabriek en oliebore en oliedepots gebombardeer.
Natuurlik het Rusland daarop teruggeantwoord. Daardie komende nag het hulle 'n groot teenaanval op Oekraïense stede met amper 500 hommeltuie, gewone missiele, ballistiese missiele en nog ander wapens uitgevoer. Dit was een van die grootste aanvalle sedert die begin van die oorlog op 24 Februarie 2022. Kan nie dink dat hierdie oorlog alreeds van 12 nog steeds besig is, aan die gang is. Ek sien dat Rusland se ekonomie met die oorlog en al die sanksies besig is om in duie te stort. Dit kan nie anders wees nie. Hulle beweer Rusland se ekonomie kan hoogstens nog 3 maande oorleef. Voedseltekorte en geweldige prysverhogings lei tot 'n ernstige hongersnood. Nou aardappels is natuurlik een van hulle hoofbron of 'n stapelvoedsel en aardappelpryse het met meer as 200% gestyg. En daar's geweldige hongersnood in Rusland en ek dink nie ons besef dit regtig nie. Daar word ook beweer dat die winkelrakke van die staatswinkels leeg is. Meeste van die winkels in Rusland, die staatswinkels, word deur die staat bedryf en behoort aan die staat. En daardie winkelrakke is leeg want hulle ekonomie is geweldig swak. En mense het nie geld nie, mense is arm, hulle kry swaar. En daar is nie kos nie, as gevolg van die sanksies teen Rusland. Maar verder gaan dit so sleg met hulle. In hierdie oorlog wat hulle voer teen Oekraïne is daar reeds 1 miljoen Russiese soldate beseer en dood in 'n sinnelose oorlog wat oor Putin se eie ego gaan oor sy eie ego. Hy wil nie erken dat hy 'n fout gemaak het nie. Mense is in opstand, maar vrees om in Rusland in 'n tronk te beland, want jy wil nie in Rusland in 'n tronk beland nie. Die wreedste plek in die wêreld is in Russiese tronke. Hulle mishandel die mense geweldig. Hulle sê, dis die slegste plek waar iemand ooit kan wees. As jy teen hulle praat, dan sny hulle jou tong af. Mense mag in daardie tronke tussen 5 uur die oggend en 10 uur die aand glad nie eens op hulle bed lê of rus nie. Hulle moet die hele tyd regop staan en baie fisiese oefeninge doen. Daar's baie ander maniere hoe hulle die mense mishandel. Daar's ook gerugte dat Putin se eie mense hom graag, sy eie vertrouelinge hom graag wil elimineer, maar tot dusver kon hulle dit nog nie regkry nie. Met elimineer word dan natuurlik bedoel dat hulle hom wil uitskakel, hulle wil hom verwyder as president. Hulle vertrou hom nie meer nie, hulle wil hom ook nie meer hê as president nie, want gaan alles net oor homself. Mense begin al meer teen Putin se diktatorskappe toog, maar hulle is steeds baie bang, daarom betoog hulle nie. Dit gaan baie sleg in Rusland. Ek dink nie ons het regtig 'n idee hoe sleg dit gaan nie. Gaan kyk 'n bietjie, daar's baie videomateriaal op YouTube, gaan kyk 'n bietjie. Wat is aan die gang in Rusland? Mense huil oor hulle kinders of hulle mans wat dood is, vrouens wat huil oor hulle mans wat dood is. En die mense kry swaar, hulle word geweldig onderdruk, hulle word geweldig sleg behandel en mishandel. Woensdag 11 Junie het die Amerikaanse koerant onder andere berig dat die verhouding tussen Putin en China se president ook skipbreuk gelei het. Want die rede daarvoor, hulle wantrou mekaar, hulle vertrou mekaar nie meer nie. Maar kom ons fokus vanmôre op ons tema. Ons tema van vanoggend, die huidige en dreigende oorlog. Is dit 'n ramp wat wag op die wêreld of kan ons vrede verwag? En kom ons kyk wat leer die woord van die Here van ons vanmôre. Ons moet erken, die wêreld fokus natuurlik geweldig baie die afgelope tyd op Donald Trump. Wat hy sê en wat hy doen is baie belangrik. Daar word gedurig elke dag oor Donald Trump se doen en late berig. Daar in Daniël 4 word daar uitdruklik gesê dat die Here konings aanstel, Daniël 4 vers 17, en afskaf. Daar staan, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Die Here stel konings aan, die Here skaf hulle af. Daniël 4 vers 25 en ook 32. God stel konings aan. So moet ons aanvaar,
of presidente, leiers van 'n land aan. God stel hulle aan en hy skaf hulle af met 'n doel. So ons moet aanvaar dat die Here met 'n doel ook vir Donald Trump in daardie posisie geplaas het waarin hy is. Maar wat ons wel agterkom is dat Donald Trump poog eerder vir vrede in die wêreld as om oorlog aan te hits. En dis verseker so. Hy doen alles in sy vermoë om vrede te bewerkstellig. Hy word beskou as die magtigste en invloedrykste man in die wêreld. Ons vertrou hom nie, maar hy speel ongetwyfeld 'n baie groot en 'n baie belangrike rol in God se eindtydprofesie. Hoor wat die CNN Woensdag 11 Junie oor president Donald Trump berig het. Dat hy vir president Benjamin Netanyahu gesê het om die oorlog in Gaza te staak. Hy sê vir Netanyahu, nou moet jy die oorlog in Gaza staak. En hy het vir hom gesê om op te hou om te praat oor Iran se kernwapens, want Iran is net besig om tyd te koop. Hulle is nie ernstig oor onderhandelings nie. En natuurlik waar. Maar hy sê vir Netanyahu, nou bly jy stil, nou praat jy nie verder oor hulle kernaanlegte nie. In die Israel nuus van donderdag 12 Junie dreig Amerika steeds vir Iran om hulle atoomwapenontwikkeling te staak en Iran sê op hulle beurt dat hulle gereed is vir 'n oorlog. Hulle sê as hierdie onderhandelings skibreek lê, dan is hulle braaf genoeg om dalk selfs eerste te skiet. Maar tog leer die woord ons, daar moet 'n valse vrede kom. Dis wat die woord van God ons leer, daar moet 'n valse vrede kom. En Donald Trump probeer om vrede in die wêreld te bewerkstellig. 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan moet so 'n tyd kom. As ons die hele konteks van die skrif gaan lees in 1 Tessalonisense 4, daarvan af vers 16, tot hier in 1 Tessalonisense 5 vers 3 en 4 en 5 en verder aan, dan sien ons die Here praat van die wegraping in hoofstuk 4 en dan praat hy van wat sal gebeur voor die anti-kris op die toneel verskyn en dan sê hy hier, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, verwys na die groot verdrukking wat sal aanbreek. Al dreig Trump vir Iran met 'n aanval op hulle kernwapenaanlegte, bly hy steeds die beste bemiddelaar vir vrede in die wêreld en ons moet dit erken. Nou vriende, oorloë en gerugte van oorloë is 'n voldonge feit. Ons moet dit erken. Dit is feite dat daar oorloë en gerugte van oorloë in die tyd is waarin ons leef. En dit word vir ons uitgespel deur die Here Jesus in Matteus 24 vers 6 staan daar geskryf die woorde van Jesus en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal, interessant genoeg, hongersnode wees, want hongersnode volg op oorloë. Nou vriende, dis 'n voldonge feit. Ons leef in 'n tyd waar die oorloë net al meer raak en dreigende oorloë al groter raak en hier is ons nou in 'n tyd opnuut waar daar kernwapens ter sprake is. Maar God se woord voorspel dat die wêreld in die laaste dae baie slegte plek vir die aardbewoners sal wees. En dis wat ons ervaar. Die aarde is 'n slegte plek vir elkeen van ons wat hier bly, veral vir God se kinders. Romeine 8 vers 20 tot 23, ek sê veral vir God se kinders, ongeredde mense wat nie die Here dien en die Here lief het nie, hulle het nog 'n visie vir jare vorentoe. Hulle hoop en vertrou nog om jare op hierdie aarde te lewe, maar vir jou en vir my as kind van die Here weet ons, dis duidelik, en ons sien uit daarna om huis toe te gaan. Romeine 8 vers 20 tot 23, ek het onlangs daaroor gepraat, want die skepping, hierdie skepping, is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom, en daardie hom in klein lettertjies, wat dit onderwerp het, is eintlik Adam, wat die hele skepping aan die sondeval onderwerp het. In die hoop
dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. So ons verlang na die vrymaking dat die Here ons moet kom haal. Vers 22 sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting vir die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. So ons verlang as kinders van die Here na daardie dag, wanneer Jesus op die wolke gaan kom om ons te kom haal. Want ons is moeg vir hierdie wêreld. Ons is moeg vir die slegte dinge van hierdie wêreld. En die hele skepping sug tesame, die hele skepping, mens, dier, en selfs die plante, die natuur, sug onder die sondeval en die slegte dinge wat ons ervaar hier op aarde. Die wêreld val uit mekaar sonder Christus, want die Satan regeer op aarde. En die Here Jesus sê, as iemand sonder Christus is hy ook sonder God, en hy sonder hoop, en hy sonder verlossing, hy is ook sonder die Heilige Gees. Maar onthou net, die woord voorspel, en ek kom terug daarna, die woord voorspel vrede vir 'n kort tydjie op aarde, en dan sal Christus sy bruid wegneem. En daarom het ek julle in die begin gefokus op Donald Trump, wat die vredemaker probeer wees. Daar moet 'n vredemaker wees. Ek het altyd gewonder, wie sal die vredemaker wees? En hier in Tessalonisense, en nou lees ek vir die 3 verse, in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3 staan daar, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word, want Jesus het alles voorspel van oorlog, gerugte in oorlog, hongersnode, aardbewings, pestsiektes, al hierdie goed. Hy sê nie nodig dat ek dit weer vir julle sê nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Die Here Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag om sy bruid te kom haal, om sy kinders te kom haal by die wegraping. Dis wat vers 2 sê, want wanneer hulle sê, nou, eers dit moet gebeur. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Eers kom haal Jesus sy bruid, en dan verskyn die anti-kris op die toneel. Daarom sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Jesus kom haal sy bruid, die anti-kris verskyn op die toneel, en die groot verdrukking breek aan. Onverwags, almal hoop, vrede, vrede, vrede. En daar kom vrede, maar dit gaan net vir 'n kort tydjie wees. Maar vriende, die onmoontlike gaan iewers moontlik raak, op die regte tyd, volgens God se raadsplan. Al lyk dit aanvanklik of dit glad nie haalbaar is nie. Al veg Rusland en Oekraïne steeds. Al bombardeer Amerika in Israel môre die atoomaanlegte van Iran, as hulle kan uitvind waar dit is, dan sal dit steeds nie beteken dat daar oor 'n maand of oor 6 maande of dalk langer van nou af vrede tussen al die lande wat vyande van mekaar is, bewerkstellig kan word. Ek hoor mooi wat ek sê. Iewers moet daar vrede kom. Al bombardeer Amerika en Israel vir Iran. En dit hou vir 3 of 4 maande aan. Daarna kan daar vrede kom. Maar iewers moet daar vrede kom. En tog wil ek glo Amerika en Israel probeer baie hard om Iran te intimideer, om hulle atoomontwikkelingsprojek te laat vaar. Maar ons weet nie of hulle suksesvol sal wees nie, tensy daar eers 'n aanval op Iran moet plaasvind om hulle tot 'n besluit te dwing om hulle kernplanne te staak. So dalk moet daar eers vir 'n maand of vir 3 of vir hoe lank ook eers 'n oorlog wees tussen Amerika en Iran. En dan skielik word daar vrede gesluit. Maar ek glo Rusland en Oekraïne gaan iewers vredesooreenkomste bereik. Ek glo Israel gaan 'n skietstilstand met Hamas sluit. Ek weet nie wanneer nie. Daar kom in elk geval 'n verkiesing in Israel, en ek het dit gelees in die nuus in hierdie week, en hulle voorspel klaar dat Netanyahu nie weer die verkiesing gaan wen nie, so daar kom dalk 'n nuwe regering en 'n nuwe president, dalk 'n liberale regering, 'n liberale president, wat gaan vrede sluit met die moslemvolke.
Israel en Amerika gaan op hierdie stadium heel moontlik een of ander ooreenkoms met Iran bereik rondom hulle atoomontwikkelingsprojek. Wanneer dit presies gaan gebeur, weet ons glad nie. Ons kan nie sê wanneer dit gaan gebeur nie. God weet alleen. Onthou, God die Vader en Jesus Christus, sy Seun, sit steeds op die troon en God is steeds in beheer, al lyk dit nie vir ons so nie. Daar moet iewers vrede kom, vriende. Daar moet iewers vrede op hierdie aarde kom. Ek het dit altyd gesê, hoe groter die chaos, hoe beter is die kans vir vrede. En ek sê dit nog steeds. Daar moet vrede kom. Al moet daar nog eers weer nog oorloë plaasvind. Iewers gaan daar vrede kom. En dan weet ons, hier is die einde. Nou, voor die deur. Ek wil weer sê, Esegiel 38, die profesie van Esegiel 38 kan nie nou plaasvind nie, want Jerusalem en die aarde gaan in duie stort wanneer Esegiel 38 se profesie in vervulling kom. Die oorlog tussen eintlik God en die vyande van Israel. Kom ek lees vir u, hoekom ek sê, dit kan nie nou plaasvind nie. Die hele wêreld gaan in duie stort wanneer Esegiel 38 in vervulling kom. En persoonlik dink ek, Esegiel 38 in die slag van Armageddon is dieselfde gebeurtenis, want dit stem so ooreen. Esegiel 38 vers 15 tot 23, kom ek lees dit vir u. Dan sal jy kom uit jou woonplek, is nou God wat in die woord is, praat met die vyande van Israel. Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die noorde. Jy en baie volke saam met jou, wat almal op perde ry. Nou, dis panservoertuie, in die moderne tyd waar ons leef. 'n groot menigte en 'n magtige leer. Almal teen Israel. Vers 16 sê, en jy sal optrek teen my volk, Israel, soos 'n wolk om die land te oordek. So baie sal hulle wees. Hulle sal kom as 'n magtige volk. En hulle sal soos 'n wolk Israel oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees. Aan die einde van die dae, aan die laaste dae, voordat die groot verdrukking tot 'n einde kom. Dan sal ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies my kan ken as ek my in jou, o Gog. Dis die Gog nasies wat teen Israel gaan oorlog maak. Voor hulle oë sal ek my aan julle laat ken. As die Heilige, so sê die Here, is jy dit van wie ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in die dae geprofeteer het, jarelang geprofeteer het van hierdie oorlog, dat ek jou teen hulle sal laat aankom. Die Here roep hulle. Die Here roep hulle uit die uithoeke van die aarde, uit die noorde van die aarde, en hy sê, kom, maak oorlog teen my volk, want ek wil met julle afreken. Nou sê vers 18, maar in die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Ja, in my ywer spreek ek, in die vuur van my grimmigheid, waarlik in die dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel. Hoe groot sal daai aardbewing wees? Het gaan die hele aarde tref, sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see, so erg sal dit wees. Die voëls van die hemel, en die wilde diere van die veld, en al die gediertes wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is, hulle sal wegvlug van God af. En dan sê hy verder, en die berge sal omver gegooi word. Die berge sal in mekaar val, die kraanse in mekaar stort, en al die mure op die aarde val. So groot gaan hierdie oorlog wees. As dit nou moet gebeur, vriende, dan is alles tot niet. Dan kom daar nie 'n groot verdrukking nie. Daarom sê ek, aan die einde van die groot verdrukking. Hy sê, al die mure van die aarde, die geboue van die aarde, gaan al die mure in mekaar val, en nou sê vers 21, en ek sal die swaard oproep teen hom, na al my berge, spreek die Here, die swaard van die een sal teen die ander wees,
en ek sal met hom in die gereg gaan. Dis God wat sê, ek sal met hierdie volke in gereg gaan, deur pes en deur bloed en deur oorstromende stortreën en haalstene, vuur en swaal op hulle laat reën en op sy leers en op baie volke wat saam met hom is. So sal ek my dan as groot en as heilig laat ken en myself bekend maak voor die oë van baie nasies en hulle sal weet dat ek die Here is. Daardie oorlog, Jesegiel 38 se oorlog en die slag van Armageddon, wanneer God met die nasies van die aarde gaan afreken by sy tweede koms, dink ek is dieselfde gebeurtenis. En daarom sê ek, moet nou vrede kom. Iran moet hulle atoomwapens maak vir daardie oorlog en hulle bondgenote sal deel wees van die Gog-oorlog. So al die bondgenote van Iran en van Rusland sal deel wees van die Gog-oorlog en deel uitmaak van daardie oorlog. Rusland moet herstel, vriende, en met die moslimlande in alliansie vorm om teen Israel oorlog te voer. Maar streng gesproke sal God daardie oorlog met hulle voer. Dis na my mening aan die einde van die groot verdrukking, vriende. En daarom sê ek, daar sal nou oorlog wees, maar daar moet vrede kom. Laastens, hoe slegter dit gaan op hierdie aarde, hoe meer siele sal gered word en Christus se bruid is nog nie gereed om hom te ontmoet nie. En ons moet gereed maak vir daardie dag wat Christus kom om sy bruid te kom haal. Openbaring 22 vers 10 tot 12. Daar staan: en hy het vir my gesê, ons het dit vanoggend gelees, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom vuiler word. So laat die ongereddes en God se kinders geskei word. Wie onreg doen, laat hom nog meer doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige, is God se kinders, nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. So Here sê vir jou en vir my, as sy kinders, ons moet heilig wees by sy koms. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, en om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. Vers 17 sê, en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem verniet. Laat almal wat na redding soek, na Jesus toe vlug, om gered te word. Daar gaan baie bekerings plaasvind, vriende, hoe slegter dit in die wêreld gaan. En dan kom Jesus sy bruid haal. Is jy al Jesus se kind? Het jy al die saak met Jesus reggemaak? Het jy al nie voor hom kom buig en sê, Here, ek is 'n verlore sondaar, red my? En jy kind van God? Is jy werklik heilig? Is jy werklik heilig? Is jy werklik gereed vir as Jesus kom om sy bruid te kom haal? Is jy werklik gereed? Kom ons maak seker. Kom ons speel nie speletjies met die Here nie. Kom ons maak seker dat ons sy kinders is en dat ons heilig lewe. Ek gaan in die loop van die volgende boodskappe en ek verder hieroor praat, oor die toestand van die bruid, hoe moet ons wees? Mag die Here genade gee, dat ons hierdie boodskap van vanoggend in ons harte sal bære. En sê, Here, ons weet die koms is naby. Groot verdrukking is voor die deur, die tyd waar die antichrist gaan regeer is baie naby. En ons moet gereed maak. Dag is hulle sê, vrede en veiligheid sal 'n skielike verderf hulle oorval. Maar ek en jy moet gereed wees. Is jy gereed? Maak gereed. Amen. Kom ons bid saam. Dis wonderlike Vader, Here Jesus, dankie vir u woord. O Heilige Gees, dankie dat u mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die grootste sonde wat mense kan doen is om Jesus te verwerp. Praat met ons. Praat met mense. Praat met hulle. Hou nie op om met hulle te praat nie. Here, ek bid vir u kinders dat hulle heilig sal lewe, opreg aan u toegewy, Godvreesend. Gee genade in Jesus se naam. Amen. Vriende, wat dink die boodskap? Baie seën vir die dag en vir die week wat voor lê. Totsiens.